Môre graad 11. Ok mense, ek het gevra dat julle moet seker maak dat jou eerste aktiwiteit van bemarking reeds voltooi is. Dit moes al eendag klaar gewees het. So vandag gaan ons deur die memo gaan. Die aktiwiteit is nie versitte lank nie, al is daar 'n lang vraag in. So ons gaan net deur die paar vrae gaan, seker maak jou antwoorde is reg en dan by die lang vraag. En ons gaan veral net kyk na die punte toekenning, dat jy die regte hoeveelheid werk by elke vraag insit, gebaseer op die punte wat hy tel. Okay, so ons gaan net op hom fokus aan nou. Okay mense, die eerste vraag het dan gevra, definieer bemarking. Nou, hy het nie 2 punte getal. Die hoeveelheid bullets wat ek ingesit het was definitief te veel. Ek het net vir jou die verskeie opsies gegee. Ek glo in jou notas is daar eintlik nog 'n 4de bullet ook waarvan jy kon kies. So jy moet net hierso seker maak asseblief dat jou sinne is weer eens heeltemal volledig en is heeltemal uitgebrei sodat jy jou volledige 2 punte kan kry. As jy net een van hierdie dan ingesit het, maar dit is volledig, dan sou jy jou 2 punte gekry. Ek het weer eens net die verskeie opsies vir jou ingesit. En die eerste 2 is nou die wat vir my die beste is. Wat dan sê bemarking word gebruik om waarde aan die klant te lewer en om aan hulle behoeftes te voorsien en die doel is om die produk of diens met die behoeftes of begeertes van jou kliënte te koppel. As ons mos baie informeel kan vat, weet ons dat bemarking is daar om die produk te bevorder en om dit eintlik om 'n behoefte te skep waar daar nie altyd een is nie. So hulle wil net hê die produk moet verkoop word. Maar hierdie is nou mooi net teoreties uitgehaal uit jou notas uit. So weer eens enige een is eintlik van toepassing vir jou volledige 2 punte. Okay, 3.2 het gevra verduidelik die rol van die bemarkingsfunksie. Nou daar is meer opsies in jou notas, so jou antwoord kan definitief verskil van myne af en dit is 100% reg. Jy moet net seker maak dat jou sinne heeltemal uitgebrei is en dat jy dit nie gaan afkort nie. As jy dit gaan afkort, gaan jy definitief punte verloor. So hy het 6 getal, so ek het nou uit 'n 3 gaan uithaal. 3 wat ek gaan uithaal het, ondersteun die algemene doel van die onderneming en ons weet, die hoofdoel van 'n maatskappy of 'n besigheid is om geld te maak, om wins te maak. Hulle versamel inligting in oor wat die kliënte wil hê en dan hulle ontwikkel 'n bemarkingsstrategie saam met jou senior bestuur. Okay, so dis die 3 wat ek gaan uithaal het. Wat ek wil hê dat julle moet hierso wegvat is dat dit is heeltemal uitgebreide volledige sinne. Byvoorbeeld by die eerste punt, ek het nie net gesê dit ondersteun die doel van die maatskappy nie. Ons het gesê ondersteun die doel van die besigheid, naamlik om dan wins te maak, sodat jou punte gesplit kan word indien nodig en jy jou volledige 2 punte per feit of per bullet kan kry. So jy moet net seker maak daarvan asseblief om jou volledige 6 punte dan te kry. Okay, as ons kyk na 3.4, 3.4 het gevra dat jy moet die bemarkingsfunksie gaan identifiseer in elkeen van die volgende sinne dan, of scenario's. Nou, ek het mooi daar gaan kyk, hier is nie eintlik my gunsteling vraag nie, maar dit is nie baie spesifiek as mens net kyk na bemarkings perspektief af nie, omdat hulle bring 'n paar ander goeders in, maar as ons gaan kyk na ons bemarkingsfunksies, het die eerste een gevra of gesê dat hulle maak seker die sakke wat hulle verkoop is van dieselfde kwaliteit. Dit is dan standaardisering en gradering, maar dit gaan oor gehalte. Die tweede een het gepraat van die stoorfasiliteite. Sodra jy dit sien as dit praat van stoor, is dit jou berging, dis mos dieselfde ding. Toe praat hulle van verskillende lugrederye wat gebruik word om die produkte te vervoer, so vervoer. Hulle het 'n masjien verskaf aan 'n dryweplaas in ruil vir 'n vaste bedrag oor 3 jaar, so hulle praat oor finansies, so dit sal finansiering kom. 3.4.5 het gepraat van die wins wat verlore gaan as gevolg van droogte, maar hulle gaan nog steeds aan met hulle daaglikse bedrywighede. Die enigste een wat daarbey kan pas is jou risikodraande, omdat daar 'n groot risiko is wat daar aan gekoppel is. En hulle gebruik dan by die laaste een aanlyn metodes om dan rokke te verkoop. So dis dan
dan het ons nou koop en verkoop wees. Die rede hoekom hierdie nie my gunsteling enetjie eintlik is nie, is omdat weer eens van die goeders is nie bemarkings spesifiek nie. Omdat hulle praat oor byvoorbeeld jou finansiering hierso, omdat hulle praat van basies bereik hier eintlik. Maar as ons gaan kyk na die bemarkingsfunksies en die scenario's en ons moet 'n funksie koppel aan elkeen, is hierdie wat die beste dan daar gaan werk. Jy sien hy tel 12 punte. So vir elke korrekte antwoord wat jy dan daai het, so dan jou 'n dubbel punte wat jy sal kry. Want hy het glad nie gevra dat jy moet bespreek of evalueer of iets soos dit nie, het net gevra identifiseer. So kyk dit asseblief mooi dan daar. Okay mense, nou is dit by ons langvraag. By die langvraag, ons weet, die langvraag tel mos teoreties vir jou 40 punte. Okay, maar onthou dat ons ons inhoud se werk gaan baie meer as dit in die memo wat ons fisies merk. So in eerste plek, by elke een wat jy moes gaan bespreek het, moet jy asseblief gaan kyk dat jy die genoeg bullets in het vir die volgende punte. Jy sien daar is 18, 10, 10 en dan weer eens 8. Okay, so ek gaan nou vir julle wys by elkeen wat het ek ingesit. Eerste by die inleiding het ek gegaan na die produkontwerp toe. Hierdie is die inleiding wat ek gebruik het. Die produkbeleid is die eerste komponent van die bemarkingsfunksie en die produk is die belangrikste komponent van die bemarkingssamenstelling, want dan moet ons 'n produk wees om een te verkoop. Okay, so onthou by jou inleiding moet daar asseblief 2 bullets wees, teoreties uit jou notas uit, wat jy nie weer gebruik in jou inhoud nie, om jou 2 punte by jou inleiding te kry. Alright, so hierdie is net dies wat ek gebruik het. Jy kan definitief iets anders gevat het, solank dit teoreties is uit jou notas uit. Okay mense, toe, beskryf die stappe betrokke by die ontwikkeling van 'n produk. Hy het 18 getal, so dit was al die stappe wat jy gehad het. Ja, so mense, jy moet net vir my dan alles ingesit hê wat dan van toepassing is. Eintlik mense, wat ons daar moet doen is, jy moet hom net verminder na 16 toe vir my, asseblief. Okay, so maak dit seker dat jy het al die okay, verduidelik die belangrikheid van produkontwerp. Weer eens is net so uit jou notas uit. Maak dit dan daar vir my seker dat jy dan al die nodiges in en weer eens dit sal dan al 5 dan weer. Dus kyk dan die volgende een, bespreek die belangrikheid van handelsmerke op 'n besigheid. 10 punte mense, en weer eens moet glad nie asseblief afkort enige plek nie. Gebruik die volledige sinne. Ek weet dat dit is meer skryfwerk. Jy kan, wanneer jy gaan leer, kan jy die hoofpunte leer, maar jy moet definitief, as dit in die toets kom, moet jy volledig uitbrei. Altens gaan jy reg baie punte verloor, so maak seker vir my. Kyk by die laaste en dan adviseer besighede oor die vereistes vir goeie verpakking. En daar is hordes. Hier is net 'n paar wat ek gaan uithaal het. So as jy net 4 ingesit het, dan het jy jou volledige 8 punte dan daar gekry. Ons maak dit eintlik 5. Sit 5 in en dan maak ons hierdie ene dan 10 punte. Weerens daar's 'n verskeidenheid van opsies wat jy het. So jy kon reg gaan kies het wat vir jou die beste werk, enige 5 dan. Jy kan dan ook gaan kies het nou in hierdie langvraag, enige plek waar jy nou jou voorbeelde gaan insit het. Maak dit seker weer as jou voorbeelde is duidelik en dat dit is by aparte opskrifte verkieslik. En by jou gevolgtrekking, weer eens 'n mooi teoretiese afsluiting. Jy het al verskriklik baie gedoen en onthou net dan daar dat dis net 1 bullet wat jy daar hoef in te sit, sodat jou langvraag dan heeltemal volledig is. Maak seker jou opskrifte is asseblief mooi uiteengesit, dat 'n mens kan duidelik sien wat opskrift is, sodat jy glad nie punte verloor by jou struktuur nie. Okay. Alright mense, dan volgende keer sal ek deur bemarking se tweede aktiwiteit se memo gaan. Ek gaan dan probeer om aktiwiteit 2 en 3 van bemarking te doen, omdat ek nou sien, daar's eintlik nog baie tyd oor.
So maak seker volgende keer dit is klaar, dit is voor jou, dat ons weer eens die memos gaan en onthou, kyk asseblief mooi na wat gevra word, na jou kernwoord, identifiseer, bespreek, verduidelik, evalueer en so aan, en dan na die punte toekenning, sodat jy die nodige bullets gaan insit, dat jy nie miskien te min insit, dat die punte verloor nie, maar ook definitief nie te veel, dat jy, as dit in 'n toets omgewing is, dat jy sukkel om klaar te kry nie. Okay, alright mense, dan moet julle net die WhatsApp groep asseblief dophou vir opdragte wat gegee gaan word. Wat nie verskriklik groot gaan wees nie, maar opdragte wat goed is vir hersiening en wat julle van volgende week af dan op die maart ook gaan ingee nog. Okay, maar ons gaan nog daar praat, so hou net die WhatsApp groep asseblief dop voor. Okay mense, baie dankie.